Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie welkom by hierdie week se inspirasie. So ek vertrou julle het 'n koppie koffie en gaan heerlik saam kuier. Ons gaan vandag bietjie gesels oor jou emosies en woede, hoe om dit te hanteer. So, kom ons kyk 'n bietjie in die huwelik. Huwelike en in die pad van verslawing speel emosies 'n sentrale rol. Daai onverwerkte emosies soos woede, vrees, verwerping en skaamte lei dikwels tot konflik in verhoudings of die gebruik van verslawende gedrag as 'n vlugplek. So emosies gaan saam met verslawing, verwerping en skaamte. So daai emosiebeheer is daarom nie net 'n persoonlike vaardigheid nie, maar 'n sleutel tot genesing, herstel en verhouding eenheid. Baie belangrik, dit is waaroor hierdie lesing vandag gaan. Bo alles wat bewaar moet word, bewaar jou hart, want daaruit is die uitgange van die lewe. Die oorsprong van jou lewe kom uit jou hart uit. Die eerste gedagtes as jy wakker geword het in die oggend. So leer Spreuke 4 vers 23 ons. Emosie in die huwelik. 'n Huwelik is 'n emosionele verbintenis. Wanneer emosies nie gesond hanteer word nie, ontstaan herhalende argumente. Stilte en onttrekking, woede-uitbarsings, onvergewensgesindheid, emosie afstand. Baie huweliksprobleme is nie kommunikasieprobleme nie, maar emosionele wondprobleme. So die probleme kom uit goed wat nie hanteer word nie. Efesiërs 4:32 leer vir ons so mooi: wees dan vriendelik en barmhartig teenoor mekaar en vergewe mekaar. Dit is die belangrike ding. Emosies en verslawing. Verslawing is dikwels 'n emosie-verdowingsmeganisme. Mense gebruik middels kos, pornografie, werk of ander kompulsiewe gedrag om 'n pyn te vermy. Vrees stil, leegheid te vul, skaamte te onderdruk. Wanneer emosies nie herken en genees word nie, bly verslawing 'n siklus. Die Gees van die Here is op my om die gebrokenes van harte te genees. Lukas 4 vers 18 leer ons dit. So algemene emosies wat huwelike en verslawings beïnvloed is woede. Woede lei tot konflik en aggressie, skaamte, geheimsinnigheid, daai geheimhouding, isolasie, so skuld, selfveroordeling, hartseer, depressie ontwik en daai ontkenning. Hierdie emosies moenie veroordeel word nie, maar verwerk en genees. Bybelse beginsels vir emosiebeheer. Emosie is syne, nie meesters nie. Emosie wys iets is verkeerd, maar moet nie besluite neem nie. Laat julle hart nie ontstel word nie. Johannes 4 vers 1. Hernuwe en die denkpatrone. So, met ander woorde, hernuwing van denkpatrone. Verkeerde denke hou mense vas in konflik en verslawing kom in. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Gaan lees dit in 2 Korintiërs 10 vers 5. Die rol van die Heilige Gees, ware emosiebeheer, kom deur oorgawe aan die Gees. Want God het nie 'n gees van vrees vir jou gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Praktiese beradingsriglyne vir die huwelik. Luister sonder om te verdedig. Benoem emosies eerlik, sê hoe jy voel. Reageer sag, nie impulsief nie. Kies vergifnis,
bo om reg te wees, herstel emosionele veiligheid. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Spreuke 15 vers 1 leer dit vir ons en dis baie moeilik. Vir verslawing erken die emosionele snellers. Leer nuwe hanteringsmeganisme aan. Ontwikkel selfbeheersing deur gebed. Bou aanspreeklikheid. Werk deur skaamte met waarheid. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Johannes 8 vers 36. Emosionele snellers en die herstel, snellers soos konflik, eensaamheid, kritiek en verwerping moet herken word. Benoem dit op die naam, aan God oorgegee word, met waarheid vervang word. Gebed vir huwelike en verslawingsgenesing is Here, ons bring ons emosies, ons seer en ons swakheid na U toe. Leer ons om nie deur pyn of drange beheer te word nie, maar deur die liefde en die waarheid. Herstel huwelike, breek verslawing en lei ons in selfbeheersing en vryheid. Emosiebeheer is nie beheer om ander nie, maar oorgawe aan God. Wanneer emosies genees word, word huwelike herstel en verloor verslawing sy mag. Hoekom kry mense angsaanvalle? Wat is 'n angsaanval? 'n Angsaanval is 'n intense gevoel van vrees of paniek wat skielik oor 'n persoon kom. Baie mense voel dan, hulle kan nie asem kry nie, hulle hart klop vinnig en hulle voel oorweldig. Angsaanvalle gebeur wanneer die liggaam se veg- of vlugreaksie geaffekteer word. Dit is 'n natuurlike reaksie wat God in ons liggame geplaas het om te beskerm teen gevaar. Maar soms reageer die liggaam, selfs wanneer daar nie werklik gevaar is nie, dan voel dit vir die persoon asof hulle beheer verloor. Maar soms reageer die liggaam, selfs wanneer daar nie werklik gevaar is nie, dan voel dit vir die persoon asof hulle beheer verloor. Baie mense dink hulle kry 'n hartaanval of gaan dood, maar dit is gewoonlik 'n reaksie van intense stres en emosionele oorlating. Angsaanvalle is nie 'n teken van swakheid nie. Dit wys dikwels dat 'n persoon te lank onder druk of pyn geleef het, so jy dit onderdruk in jou onderbewussyn. So, die goeie nuus is dat genesing en herstel moontlik is. Die Bybel herinner ons moet oor niks besorg wees nie. Filippense 4 vers 6 sê dit vir ons. Onverwerkte trauma. Een van die grootste redes vir angsaanvalle is onverwerkte trauma. Wanneer iemand iets baie seer beleef het, soos mishandeling, verwerping, ongeluk of verlies, kan dit emosioneel jou emosies diep binne hou. So jy steek dit weg en dit gaan lê onder jou bewussyn. Selfs al probeer 'n persoon dit vergeet, onthou die liggaam en die siel nog die pyn. Wanneer iets die herinnering aktiveer, reageer die liggaam met paniek. So dit is asof die liggaam sê, ek is nie veilig nie. Baie mense wat trauma ervaar het, kry later angsaanvalle sonder dat hulle altyd verstaan hoekom. So baie keer hoor jy mense sê, ek weet nie hoekom het ek hierdie angsaanval gekry nie. Ek verstaan nie waar kom dit vandaan nie. Baie mense wat trauma ervaar, kry later angsaanvalle sonder dat hulle altyd verstaan hoekom. Genesing gebeur wanneer pyn veilig erken en verwerk word. So genesing kom in die oomblik wat jy
die situasie gaan erken. Psalm 34 vers 19, die Here is naby die gebrokenis van hart. Oormatige stres en uitputting. Wanneer 'n persoon lank onder druk leef, raak die liggaam 'n senuweestelsel oorlaai. Dit kan gebeur deur werksdruk, finansiële spanning, familieprobleme, emosionele uitputting. Die liggaam raak dan konstant in alarmmodules. So, uiteindelik kan die seller nie meer die spanning hanteer nie en 'n angsaanval gebeur. Baie mense wat angsaanvalle kry, is eintlik uitgeputte mense wat te lank sterk moes wees. Onthou julle, ons het laasweek gesels om te rus. Hoe belangrik dit is om te rus. God het rus vir ons geskep. Matteus 11 vers 28 leer dit vir jou. Kom na my toe almal wat vermoeid en oorlaai is. Vrees en negatiewe gedagtes veroorsaak ook angsaanvalle. Gedagtes speel 'n groot rol in angs. Wanneer 'n persoon konstant dink, iets gaan gebeur, ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan beheer verloor en begin die brein glo, daar is gevaar. Die liggaam reageer dan met daai paniek wat in jou is. Die Bybel leer ons om ons gedagtes te hernuwe in Romeine 12 vers 2. Word verander deur die vernuwing van julle denke. Wanneer ons leer om negatiewe gedagtes te erken en te verander, kan angs baie verminder. Onderdrukte emosies. Baie mense het geleer om hul emosies weg te druk. Hulle sê, ek is fyn, dit maak nie saak nie, ek moet sterk wees. Maar emosies word onderdruk, word verfyn nie, dit verdwyn nie. So, dit help nie jy probeer van jou onverwerkte trauma vergeet nie, maar emosies word onderdruk, dit verdwyn nie. Hulle bou op binne in die hart en in jou liggaam. So nou wonder jy, waar kom jou spierspasmas vandaan? Want jy hanteer dit nie, jy dink dit verdwyn. Uiteindelik vind dit 'n uitweg. Soms deur angs, paniekaanvalle, depressie, moegheid. God het emosies geskep. Dit is gesond om dit veilig uit te druk. Prediker 3 vers 4, daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. Geestelike aanvalle, soms kan angs ook 'n geestelike dimensie hê. Die vyand probeer mense vasvang in vrees, twyfel, bekommernisse, maar God gee vir ons vrede en beskerming. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het vir ons 'n gees van vrees gegee, nie van krag, liefde en selfbeheersing. Dis wat ons moet toepas. Wanneer ons nader aan God leef, bring hy vrede in ons harte. Dit is so belangrik dat ons 2 Timoteus 1 vers 7 gaan uitleef, krag, liefde, selfbeheersing. Dit is so moeilik om selfbeheersing toe te pas. Kom ons gesels verder bietjie oor jou angs. Kom, gesels bietjie saam in die kommentare, of sommer net daar in jou eie notaboekie. Kan jy met jouself gesels? Wanneer het ek die meeste angs in my lewe ervaar? Wanneer het jy die meeste angs al in jou lewe ervaar? Skryf dit neer en hanteer dit. Dit is so belangrik dat ons dit kan doen. Watter gedagtes maak my angs erger? Is daar trauma of seer wat ek nog nie verwerp het nie? Wees vandag eerlik met jouself. Kom hierdie week los van onverwerkte trauma en hanteer dit deur hierdie inspirasie.
Hoe kan ek God meer vertrou in hierdie areas van my onverwerkte trauma? Bid, Here, bid vir mense. Gebed vir mense wat nog angs mee sukkel. So gaan uit en gaan bid vir mense en gaan bid hierdie gebed. Here Jesus, ek bring vandag my angs en my vrees na U toe. U sien elke bekommernis en pyn wat ek dra. Here, bring vrede in my hart. Kalmeer my gedagtes en my senuweestelsel. Genees elke trauma en elke seer van herinnering. Vervang my vrees met U vrede. Ek verklaar vandag dat U my veilige plek is. In Jesus naam. Angs en genesing. Verstaan my angs. Om te help verstaan wanneer angs gebeur, beantwoord dit eerlik. Wanneer kry ek gewoonlik angs? Skryf dit in jou notaboekie, wat gebeur net voor die angs begin. Watter fisiese simptome kry ek? Byvoorbeeld kry jy hartaanklopping, sweet of duiseligheid. Hoe lank hou die angs gewoonlik aan? Wat help my om weer kalm te raak? Skryf om ietsie om oor te dink. Psalm 94 vers 19 sê, toe baie bekommernisse my oorweldig het U vertroosting my siel bly gemaak. My gedagtes tydens angs. Baie keer veroorsaak gedagtes die paniek. Waaraan het jy gedink? Skryf neer waaraan jy gedink het. Watter gedagte gaan deur my kop wanneer ek angs kry? In hierdie gedagtes waar of is dit vrees? So, is jou gedagtes waar of is dit die vyand wat inkom met vrees? Op 365 plekke in die Bybel staan daar, jy mag nie vrees nie, dis 'n sonde. Watter waarheid uit God se woord kan ek eerlik glo? Jesaja 41 vers 10 sê vir jou, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Identifiseer moeilike oorsake. Merk wat moontlik 'n rol kan speel. Kom ons kyk. Merk daar so trauma in my verlede, verwerping of oormatige stres, uitputting, onderdrukte emosies, finansiële druk, familieprobleme, geestelike aanvalle of enige iets anders wat joune is. Skryf dit neer. Die grootste bron van my angs is moontlik onvergifnis, bitterheid, teenoor wie, emosionele genesing. Kom tot by genesing, is daar iemand wat my diep seer gemaak het? Erken dat Gertjie of Saintjie jou seer gemaak het en dat jy vasgevang is daarin. Watter emosie dra ek nog binne my teenoor daai persoon? Hartseer, woede, teleurstellings en vrees. Soms is dit teleurstelling. Mense stel mense teleur. Wat moet ek dalk vir God gee vandag om vry te kom daarvan? Wat moet ek dalk vir die Here gee? 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom neer. God se vrede in my lewe. Skryf sy vrede neer. Wat beteken God se vrede vir my en vir jou? Wanneer het ek al God se vrede ervaar? Wat kan ek elke dag doen om nader aan God te leef? Gaan ons meer bid, Bybel lees? Gaan ons meer rus? Praat met ander, dankbaarheid, angs loslaat. So, skryf jou grootste bekommernisse neer. Ons wil loskom van angs. Nou, bid hierdie eenvoudige gebed. Here, ek gee hierdie bekommernis vir U. Ek kies om U te vertrou. Vul my met U vrede. Kort asemhaling, oefening vir angs. Asem in en uit. Asem stadig in vir 4 sekondes en uit.
Herhaal dit 5 keer. Sê vir jou hart, Here, U vrede vul my. Angs en angsaanvalle. Verstaan die angs. Wanneer het jy die eerste keer aan angs ervaar? Hoe voel jou liggaam wanneer die angsaanval kry? Hoe lank hou die aanval gewoonlik aan? Wat dink jy veroorsaak gewoonlik jou angs? Is daar 'n spesifieke situasie wat jou angs aktiveer? Die emosionele oorsake, dra jy tans baie stres of druk in jou lewe? Het jy al jou verlede en jou trauma en jou seer ervaar? Baie belangrik. Het iemand jou diep seer gemaak of verwerp? Watter emosie druk jy dalk weg? Is daar iets waaroor jy baie bekommerd is? Gedagtes en vrees, watter gedagtes gaan deur jou kop tydens 'n angsaanval? Is jy bang jy gaan beheer verloor of doodgaan? Voel jy soms jy het nie asem nie? Voel jy soms jy kan nie asem kry nie? Is daar sekere vrese wat gereeld terugkom? Wat vrees jy? So, dit is baie belangrik om met 'n beraader te gesels as jy vasgevang is in angsaanvalle en emosies wat afgestomp is. Kry hulp, laat ons jou help. Vra die werkskaarte aan, ek stuur dit vir jou, laat jy dit kan deurwerk. Jy is welkom om dit vir my terug te stuur en ons is bereid om 'n pad met jou te stap, om volle genesing te ontvang. Dit is baie belangrik dat ons gebede ken om jou angs weg te vat. As jy trauma het en jy soek genesing vir trauma, bid Here, U ken elke trauma herinnering. Ek vra dat U hierdie herinnering genees. Vul hierdie hart met die vrede. Amen. 'n Gebed vir angs. Here, wanneer angs opkom, laat U vrede die hart vul. Neem elke vrees weg in Jesus naam. 'n Gebed vir vrees. Here, U woord sê, U het nie 'n gees van vrees gegee nie. Ek vra dat U elke vrees vandag sal wegneem in Jesus naam. Gebed vir innerlike vrede. Here, bring U vrede in hierdie hart van my. Laat elke spanning en onrus weggaan in Jesus naam. Gebed vir verwerping. Here, genees die wond van verwerping. Help hierdie persone om te weet hulle is kosbaar in Jesus naam. 'n Gebed vir selfbeeld. Here, help hierdie persoon om hulle self te sien soos U hulle sien. Vervang elke leuen met waarheid. Amen. Gebed vir depressie. Here, bring lig waar daar donkerte is. Herstel hoop in elke hart. In Jesus naam, amen. Gebed vir emosionele uitputting. Here, wanneer die siel moeg is, bring U nuwe krag. Gebed vir vergifnis. Here, help my om te vergewe. Ek gee hierdie pyn vir U. In Jesus naam, amen. Gebed vir bevryding van bitterheid. Here, neem bitterheid uit hierdie hart. Vul dit met liefde en vrede. Gebed vir hoop. Here, Jesus Christus, gee nuwe hoop vir die toekoms. Help hierdie persone om weer te glo waar hulle hoop verloor het. In Jesus naam. Gebed vir rus. Here, bring rus vir 'n moeg siel. Laat U teenwoordigheid kalmte bring. Amen. Gebed vir vertroue in God. Here, help my om U te vertrou, selfs wanneer dinge moeilik is. Gebed vir herstel van emosies. Here, herstel my emosies. Genees elke plek waar ek seer gekry het. Gebed vir vrede in die hart. Here, laat U vrede my hart vol vandag. Gebed vir God se liefde. Here, laat hierdie persone U liefde ervaar. Leer hulle hoe om hulle geeste mensie oop te maak
sodat U hulle kan transformeer. Gebed vir 'n nuwe begin. Here, dankie dat U nuwe beginne gee. Lei my vorentoe. Innerlike genesing. Here, werk diep in my hart, herstel wat gebreek is. Here, ek vertrou U vir volle genesing, herstel my hart, emosies en gedagtes. Amen. Gaan hierdie week uit en gaan skryf neer, laat die persone alles neerskryf wat hulle seer gemaak het. Gaan skryf neer wat jou seer gemaak het. Gee jou pyn vir God. Skryf pyn op papier, skeer dit op as 'n simbool dat jy dit vir God gee. Gaan brand dit. Waarheid teenoor leuns. Skryf negatiewe gedagtes neer. Skryf dan 'n Bybelse waarheid daarteenoor. Dankbaarheid oefening. Elke 5 skryf neer. Laat elke persoon 5 dinge skryf waarvoor hulle dankbaar is. Gaan skryf 5 punte neer waarvoor jy dankbaar kan wees. Laat elke persoon vir die persone bid wat in hulle huise is. Gaan bid vir jou vriende. Gaan doen daai stilte asemhaling in en uit, 3 minute lank. Fokus op jou asemhaling en gebed. Fokus op jou identiteit in God. Gaan skryf 5 dinge neer wat God oor jou sê. Gaan doen die vergifnis oefening. Skryf die naam van iemand wat vergewe moet word. Bid saam en gee dit vir God. Dis belangrik, hoop vir die toekoms. Dis so belangrik, mense. Gaan en leef Matteus 11 vers 28 uit. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So dit is so belangrik. Gaan uit en kry daai rus hierdie week. Gaan kyk wie kan jy seën en bless. Gaan maak 'n besoek by die ouete huis. Gaan kuier vir iemand wat eensaam is en jy sal goed voel daarna. Wees geseën tot ons volgende inspirasie.